Iemand het eendag gesê, ons is die mees uniekste land in die wêreld. Ons het van die duurste mediese fondse, ons het van die duurste versekering, ons het van die duurste karpryse. Ag, sommer net as jy dit vergelyk. Maar as jy in ander lande kom jy agter, hulle betaal eintlik meer as wat ons betaal. Dis net die feit dat ons geld se waarde is nul. Daar's nie veel waarde aan ons geld nie. En een ding weet ek vanaand, die waarde van my bestaan lê nie in die hand van 'n mens nie. Die waarde van my bestaan lê vanaand in die hand van die Here. En net daarvoor kan ek vanaand sê, dankie Here, dat U my versterk en dat U my bewaar het. Baie welkom. Pastor Gerard het reeds dit gesê vir elkeen van u wat vanaand saam met ons is. Elkeen wat saam met ons kuier, mag die Here u seën vanaand. Ons dink aan hulle wat reeds bietjie weg is, hulle wat binnekort bietjie gaan ry en hulle wat terug is. Ek sien Benjamin is heel terug uit die Kaap uit. Hulle het hom nie bygekom daar nie, so hy sê hulle is hierso en ons bly ons veilig terug. Al die ander bly hier is vanaand saam met ons. Ag, vat net die een langs jou so op die skouer so in die hand en sê, die Here was net vir ons goed gewees. Net kosbaar gewees. Amen. Amen. Ek wil met u praat oor iets wat ek glo die Here vir ons in plek het vir die nuwe jaar en van ons verwag in die nuwe jaar, en dit is baie belangrik dat ons by dit sal stil staan vir 'n wyle. Ons leef nie meer in 'n tyd waar die mens homself maklik vir die Here gee nie. Ek kan onthou toe ons in Australië was, die 2 keer wat ons daar was. Toe vind ek uit dat as jy daar met 'n ras-egte Australianer praat oor die Here, dan sê hulle vir jou sommer reguit, sorry sir, we're not religious. We don't talk religion. Dit gaan baie goed in hulle land. Ek wil sê so goed dat hulle dink seker hulle die Here nie nodig nie. Maar ek kan onthou toe ons die laaste keer oor was, kort voor dit, toe breek daar 'n geweldige brand uit in dele van Australië, 'n verwoestende brand. En toe hoor ek hoe dit van dieselfde mense wat sê, we're not religious, uitroep en sê, please pray for Australia. En ek wil vandag sê, daar's iets besonders in Suid-Afrika. En dit is as gevolg van ons geloof. Daar is vele ander gelowe wat besig is om te infiltreer. Maar die Christen geloof staan nog die sterkste in Suid-Afrika. En al hoe meer kom ek agter. Dit is nie besig om te verklein nie, dit vergroot. Want waar iemand gedink het is besig om dood te loop, spring dit net op 'n ander plek uit. En dit is God se plan. Want die Here weet wat ons nodig het. Die Here weet wat die kerk nodig het. Die Here weet wat ek as mens nodig het. Maar die Here weet ook wat Suid-Afrika nodig het. En ek wil u vanaand vat dat as jy saam met my sal lees, op die bord gaan ons die skrif sit. In 1 Petrus hoofstuk 1, vanaf vers 13 tot en met vers 19. So 'n paar dae terug, toe die Here met my praat oor hierdie onderwerp, en spesifiek hieroor, toe besef ek dat God roep sy kerk na 'n nuwe, 'n ou, kom ek herroep dit, na 'n ou, nuwe heerlikheid. En vanaand, as u hierdie boodskap hoor, moenie op die tone getrap voel nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die Here wat ons net bietjie nader bring. Want u en ek weet nie wat gaan in 2026 gebeur nie. Ons is in totaliteit onseker wat dit vir ons inhou. Lees saam met my. Daarom, omgord die lende van julle verstand, wees nigter. Hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders,
moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore vir julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam gebrek, sonder gebrek en vlekkeloos. Toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom ek agter dat toe Petrus hierdie vasgepen het, toe was daar 'n intensheid by hom in hierdie skrif. Hy was ernstig in sy boodskap vir hulle vir wie hy geskryf het. En ek gaan nie alles weer lees nie, maar ek wil net 'n paar punte net vinnig uithaal. Hy sê om God die lendene van julle verstand. Nou kom ons staan net gou 'n oomblik stil. Hierdie is die grootste gevegsfront in die kind van die Here se lewe vandag. Is wat in hierdie dop aangaan. Hy is die een wat jou kan laat glo jy's 'n oorwinnaar. Hy is die een wat jou kan laat glo jy's 'n mislukking. Hy sê om God die lendene van julle verstand. Maak dit vas. Beperk dit. Moenie laat dit ruimte kry om rond te hardloop nie. Hy sê wees nigter. En hy praat nie hier van nigter in die vorm van 'n ou wat dronk is en nigter word nie. Hy sê wees nigter in alles, in besluite, in dinge wat ons doen, in dinge wat ons sê. Moenie irrasioneel optree nie. Hy sê hoop altyd en hoop volkome op die genade van die Here. Moenie julle lewe inrig volgens die vorige begeertes wat jy van geleef het nie. Hy sê moenie terugdink aan dit wat was nie. Vergeet dit wat agter my is. Ek kan onthou, daar was 'n tyd gewees wat ek vir my vrou gesê het, dit het met ons beter gegaan, in sekere opsigte toe ons in die wêreld was. En dit het met ons beter gegaan as nou, en ek het na die tydelike gekyk. Maar toe ek stil staan, en ek let so bietjie op dit wat die Here se plan is, toe kom ek agter, ek is baie beter af, saam met die Here. Moenie jou lewe inrig met die sonde en die ellende van die wêreld nie. Maar dan sê hy ook, God is heilig, en ons lewenswandel moet heilig wees. Nou hierdie is 'n onderwerp wat mense nie vandag meer wil aanraak nie. Want as jy vir iemand sê moet heilig wees, dan sê ek is nie God nie, ek kan nie heilig wees nie. Die woord sê wees heilig, want ek is heilig. As ek 'n deel van God wil wees, moet ek heilig leef. Beteken dit dat ek nou vlekloos en sonder gebrek? Nee, ons is maar net mens, en ons kan misluk, en ons kan faal, maar hier is hy baie duidelik, hy sê, net soos God heilig is, moet julle lewenswandel heilig wees. Die rede daarvoor sal u nou ook verstaan. Die volgende ding wat hy aanhaal, hy sê, as julle God as Vader aanroep, wandel in vrees, terwyl jy op aarde is. En die vrees wat hy hiervan praat, is nie 'n angs nie. Is nie iets om oor bang te wees nie. Dis 'n vrees vir God. Dit beteken om eerbiedig, respekvol en gehoorsaam aan God te wees. Dis wanneer ek bewys, ek vrees die Here. Ek het nie nodig om myself in 'n hoekie te gaan sit en God as 'n monster uit te beeld. Jare terug kan ek onthou, toe gee iemand my 'n traktaatjie van 'n groot hand wat uit die hemel uitsteek en 'n man so om die lyf gryp en op die arm staan geskrywe, vrees vir God. Ek wil vir u sê, ek het daai traktaatjie onmiddellik in die asblik gegooi. Want ek wil vir u iets sê, God is nie 'n geweldenaar nie.
Die geweld wat ons beleef is 'n mens se eie oortuigings en mense se eie sieninge. En wanneer mense in geweld omkom en dinge gebeur, weet dit dat dit is nie altyd die hand van God wat, dis nie die hand van God wat dit veroorsaak nie, dis die hand van 'n mens se eie keuse. En as jy na hierdie skrif kyk, dan as iemand net daai man kon leer om sy verstand in beperking te bring, sou hy dalk anderster gedink het. Maar wanneer ons God vrees, dan beteken dit ons respekteer die Here elke dag van my lewe, want hy wandel met my elke dag van my lewe. Ek toon hom die nodige eerbied en ek is aan hom gehoorsaam in alle opsigte. Nou sê iemand vir jou, ja, maar dis daarom 'n bietjie moeilik in vandag se tyd. Ek wil vir u iets sê, met die Here aan my kant is alles vir my moontlik. Die woord sê met my God kan ek 'n bendestorm loop. Met my God kan ek oor 'n mens spring. Paulus het geskryf in die in die Filippense, toe sy deur armoede, deur rykdom, deur al die dinge, toe skryf hy die welbekende Filippense 4:13 en hy sê, is ek tot alles in staat, in die goeie tye en in die slegte tye, in die smartvolle tye en in die goeie tye. Ek is in staat tot heerlikheid, ek is in staat tot oorwinning, ek is in staat om elke dag van my lewe die krag van die Here te kan doen. En dan kom Petrus hier en hy sê, hoekom al hierdie dinge? Want jy is duur gekoop. Hy gee hierdie verskriklike ernstige waarskuwing, hierdie intense boodskap. Hy sê mense, onthou net dat al hierdie dinge het gebeur as gevolg van die prys wat Jesus vir u en vir my bepaal het. So wat wil jy vanaand vir ons sê? Ek wil vir u vanaand sê dat God se oog is gefestig op sy kinders vir 2026. God se oog is intens gefestig op manne en vroue wat met hulle mond bely dat hulle is Christen, hulle is wedergebore en bloedgewasse, is vanaand op die kerk van die Here. Want die kerk wil vir u vandag sê, die Here weet dat die wêreld daar buite kan nie meer sonder God beweeg nie. Die wêreld daar buite kan nie meer sonder die kinders van die Here en die boodskap wat die kind van die Here het beweeg nie. Die belangrikheid van hierdie boodskap is vanaand die intensheid van Petrus. Nou bring dit my by die woord van die Here in Jesegiel hoofstuk 22. En ek wil vir u net so 3 verse daar voorhou. En wanneer jy hierdie verse saam met my lees, dan sal jy verstaan hoekom Petrus so intens was om te sê, mense, kinders van God, kry julle gedagtes, kry julle lewe, kry julle gees in orde, want daar's 'n werk wat verrig moet word. Jesegiel 22 vers 28 sê, en sy profete pleister vir hulle met loskalk, deur bedrieglike gesigte te sien en vir hulle leuns te voorspel met die woorde, so sê die Here, terwyl die Here nie gespreek het nie. Vers 29 sê, die mens van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe, ook verdruk hulle die elendige en die behoeftige, en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder gereg. Kan u dit aan Suid-Afrika koppel? Kan u dit aan die huidige klimaat in Suid-Afrika koppel? 100%. Petrus sê, kom ons kry alles in orde. Kom ons kry dit reg. Maar hier kom die Here, deur die woord van die Here in Jesegiel, en hy praat vanaand met sy kerk, en hy sê vir sy kerk, daar's 'n valsheid in die kerkewêreld aan die gang. Oor, ons het gehoor van die nuwe regterlike kommissie wat ingestel word, wat kerke gaan ondersoek. Ons het gehoor van mense met doemspyt, wat sê drink 'n bier en doen die en doen dat.
Afrika en die mense stroom en hardloop na die kerke toe. Die snaakste goed is besig om te gebeur. Ons het gehoor van mense wat sê, gee vir die profeet soveel duisend en hy sal vir jou 'n woord gee wat van God is. En die mense hand dit aan. Ons leef in die tye waar God vir sy kinders sê, word wakker, word nigter, word waaksaam, begin vasstaan, julle verstand om God, bly vas in die waarheid, bly heilig, bly in die heerlikheid van die Here, want die land Suid-Afrika het die kind van die Here nodig, meer dan wat hy ooit van tevore was. God weet wat hy instoor het vir Suid-Afrika. Woord van die Here sê in Jesaja 22 vers 30. Hy sê hy praat met sy volk. Hy sê ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou. Ek het 'n man gesoek wat voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Daar is reg oor die land vanaand Christelike byeenkomste, oujaarsdienste, noem dit wat jy wil, maar die intensiteit van hierdie diens van vanaand moet ons besef. Na vanaand het Gert Schoeman nie meer 'n verskoning om te sê ek gaan vas staan vir die Here nie. Want hier as jy luister na wat die Here vir Jesegiel praat met die volk, hy sê ek het net een man gesoek. Hy soek net een man, hy soek net een vrou in die land. In die land wat vir my 'n muur kan bou. Iemand wat voor my aangesig in die bres kan staan. Hy soek net, as ek dit vir u kan in 'n moderne terme omskryf, hy soek net een intercessor. Hy het een bidder gesoek in die hele land van Israel. Hy het een persoon gesoek uit die hele volke wat gesê het, ek gaan stilstaan, ek gaan opstaan en ek gaan beweeg in die eer en in die geregtigheid van my God. Ek gaan nie terugwyk nie, ek gaan nie alles opgee nie, ek gaan vorentoe beweeg en ek gaan vir die Here 'n muur bou. Hy sê, maar ek het niemand gevind nie. Weet jy dat in 'n moderne tyd soos vandag, waar die woord van die Here op die punte van ons vingers beskikbaar is, weet jy watter aanklag sal dit teen ons wees, as die Here in 2026 moet opstaan en sê, ek het 'n man gesoek, ek het 'n vrou gesoek in Rodepoort gemeente, en ek het hulle nie gekry nie. Weet jy wat aanklag sal dit wees in my eie huishouding, as die Here moet aanklop en sê, onder jou familie, onder jou familie, jou kinders, jou kleinkinders, het ek gesoek na iemand wat in die bres kan staan tussen die lande en God, en ek het nie een gevind nie. Kerk van die Here, ons kan ons nie meer hoe kan ek sê, onttrek, ons kan ons nie meer isoleer van die dinge wat in die wêreld aangaan nie. Die tyd het aangebreek dat ons vorentoe sal tree in die geestelike gevegsfronte, en wanneer die Here 'n man, 'n vrou, 'n jong seun of 'n jong dogter nodig het om 'n muur te bou, of om tussen die volk en God te staan, as die Here hulle nodig het, dat hulle op 'n plek sal wees, sal die Here ons nie help dat ons vanaand net daardie plek sal stilstaan nie. In 2026 wil ek vir u sê, ons gaan lekker kerk hou, as die Here ons bewaar en ons gesondheid gee, en ons gaan die Here dien met alles wat ons het. Maar ek wil u vandag vra, wat gebeur as ek maandagmôre wakker word en ek kry 'n opdrag van die Here om tussen 'n Sondag en God te staan en te begin om in te tree vir hierdie Sondag? Wat maak ek met dit? Weet jy dat die Here sê, hy sal Sodom en Gomorra bewaar het, al was daar net een wat geregtig was. As daar net een was wat volkome sy hart en sy lewe aan God gegee het, maar in die hele Sodom en Gomorra het hy nie een gevind nie, en hy verwoes 'n hele stad. Weet jy dat Suid-Afrika, ons beroem ons in die Here elke dag van ons lewens, maar die kern van ons saak is,
Ek kan sondig die Here verheerlik. Ek kan vanaand die Here verheerlik, ek kan dans, ek kan huppel, ek kan spring. Maar môre, as die Here aan my deur klop en hy sê, my ou vriend, dis tyd dat jy 'n muur bou. Dis tyd dat jy gaan staan op 'n plekkie en dat jy 'n inspraak gaan lewer vir my naam. Is jy reg? Is ek reg om op daai plek te staan? Want voorwaar sê ek vir jou, dit gaan in 2026 gebeur. Sal die Here help dat ons kerk nie op 'n plekkie staan waar die Here sê, ek het nie een in julle geleder gevind nie. Sal die Here help dat ons sal wakker wees en dat ons sal sê, Here, stuur my maar. Stuur my maar. En ek wil vandag vir u sê, dit gaan nie oor teologiese ondervinding nie. Dit gaan nie oor hoe slim jy is en hoeveel kursusse en hoeveel Bybelstudies jy agter jou naam het nie. Die Here het nie hierdie klassifisering gemaak nie. Hy het gesê, ek het een man gesoek. En ek het hom nie gevind nie. In 'n hele volk. Ek het een vrou gesoek. Hulle was nie daar nie. Watter aanklag sal dit teen ons wees? Petrus sê, ons moet vas staan. Ons is duur gekoop deur Jesus bloed. Romeine 1:16, ons baie ken daardie skrif. Ek skaam my nie oor hierdie evangelie nie, want dis 'n krag tot redding vir elkeen wat glo, vir die Jood sowel as vir die Griek. Die nuwe vertaling sê vir die Jood sowel as die Griek, vir die regverdiges sowel as die onregverdiges. Vir die heidene sowel as die gelowige. Ons staan in 'n tyd. En ek beloof vir u, ek kan onthou, ons ouer manne sal vir jou gesê het, hoe dat hulle uitbeweeg het en waar hulle beweeg het. Van ons ou voorvaders wat ons vooruit gegaan het, sal vir jou sê, hoe hulle op hoeke van straat. Ek kan onthou, Pastor Wiets, in Louis Trichardt, het sê, ek was daar in daardie gemeente gewees vir 'n paar jaar, en ek kan onthou hoe die getuienis geloop, hoe hulle op die hoeke gestaan, en die Here geprys en die Here gedien. Ek kan onthou hoe mense my vertel het, hoe hy eendag aan die bank ingestap, toe verbied hulle om aan die bank vir die mense van die Here te vertel, toe stap hy in en toe skree dit almal, die Here het julle almal lief, en hy hardloop weer by die deur uit. Jy het hom nie kon stil maak nie. Ek was in die vorige laas jaar toe ontmoet ek kom daar by Palaborwa, net so voor ons by die Wildtuin ingaan. Toe kry ons hulle daar saam, ons kuier die aand saam met hulle en hy is nou al vandag ver in sy jare, maar ek wil iets vertel. Ek gee nie om wie dit is nie. Toe die ou kelner daar by ons aankom, tussen ons almal die hele plek se foto sê, "Do you know Jesus?" Amen. Wat het geword? Ons is te gesofistikeerd. Kom so stil vanaand. Ja, Ons gaan nou die nuwe jaar betree, ons Happy New Year sing. Maar vir die nuwe jaar wil die Here sy kerk opskerp. Hy wil sy kinders opskerp. Hy wil sê, laat 2026 'n jaar wees waar ek gaan roep en my kinders gaan antwoord. Waar ek gaan vra, bou 'n muur. En hulle gaan nie vra wat en hoe, waarom nie. Hulle gaan hom begin bou. Ek wil vir u iets sê. Die Here soek weer 'n jong man, 'n jong vrou. Hy soek weer 'n jong geslag wat bereidwillig is om te sê, ek gee nie om wat die oom en die tannie van my dink nie. Ek gaan vir Jesus iets doen. Oh man, ek sal hom nooit vergeet nie. Iemand eendag gesê, man, vang enige iets vir die Here aan. Al is dit 'n verwarring, doen dit net. Solank jy dit vir die Here doen dit net. Dis beter om iemand te preek as om iemand te sleep om iets te doen. Wat die Here vanaand sê, maak die remme los, dat my kerk kan voortgaan hardloop. Maak my remme los, dat my kinders kan mure bou. Maak die remme los, dat die intercessors weer tussen die Sondag en God gaan staan, dat die getuienis gebore gaan word, dat Sondags kom tot bekering. Die kerk van God moet begin intree. Die kerk van die Here moet begin toetree. Die tyd het aangebreek. Die erns is, kry jou kop reg. Halleluja. Change your mind.
sê dit so baie. Ek het altyd vir my kinders gesê, jy verander jou denke en jou planne, soos 'n minie teen 'n berg pas op. Kort van rad. Kort in 'n ander keer. Ek wil hier vandag iets sê. Dis tyd vir die kerk van die Here om te sê, ons gaan weer in die midde staan van die geveg. Ons gaan weer daar staan. Ek weet vandag as jy bloek voor die straat staan, dan sluit hulle jou maklik toe. Want hulle verag dit. Maar ek wil jou iets vertel. Jy kan nie God se stem stil maak nie. Want weet jy hoekom nie? Man, ek kan op 'n golfbaan met 'n man begin praat. In Middelburg gemeente, wil ek vir u sê, het ek Saterdag aan by die hotrotsbane gelê. Die pastoor van 'n gemeente. Maar ek wil jou iets vertel. My kerk het Sondag na Sondag vol hotrotrywers gesit. Ek het hulle getrou, hulle wat saam gebly het, hulle wat verkeerd was. Ek het hoeveel mense, ek sal nooit vergeet hoe 'n man eendag na my toe hardloop en my sê, "Pastoor, jy is 'n pastoor." Ek sê, "Ja, ek is 'n pastoor." Hy sê, "My seun gaan om hierdie kant klim en hy gaan op die baan. Jy moet hierdie kar salf." Ek sê, "Meneer, ek kan nie kar salf nie. Kan gaan nie." Ek sê, "Kan jou seun salf?" Hy sê, "Met wat olie?" Ek sê, "Wat se olie het jy?" Hy sê, "Ek het net kar olie." Ek sê, "Kan dit." Salf hom. Hy het by die Here tot vandag toe in Lede Christuskerk sit in 'n Oudtshoorn gemeente. Ek sal nooit vergeet hoe die president van die motorsport klap in daardie jare in Middelburg. Ek het self 'n kar gehad, ek het self gery. Toe ry ek in dieselfde klas. En ek wil jou iets vertel. Ek het hom 'n paar keer gewen en hy het my 'n paar keer gewen. Maar hy het etlike jare saam gebly. Hy wou nie trou nie. Tot eendag toe sê hy, "Ek kan nie meer saam met jou ry nie, ek bly saam, jy moet my trou." Kerk van God. Ons het te gemaklik geword om die banke warm te sit. Ons het te gemaklik geword. Ag nee, Sondag gaan ons lekker kerk toe, die pastoor gaan lekker kerk toe en die pastoor het en die Here het gewerk, ons stap ons uit. Die Here was goed vir ons. Dit was 'n geseënde tyd in die Here. Hoor wat ek hier vandag sê. Die volk van God het God geken. Hulle het geweet wie's God, maar die aanklag was, ek het nie in hulle midde een man gevind nie. Die vraag is, vind God vanaand in hierdie gehoor 'n jong man, 'n jong vrou, 'n jong seun, 'n jong dogter wat sê, Here, ek sal gaan. Van 2026 gaan dapper helde nodig het. 2026 gaan manne en vroue van God nodig het, wat gaan sê, ten spyte van wat, ek gaan instap, ek kan nie langer stil bly nie, ek mag nie langer stil bly nie, die tyd het begin om deur te breek, die tyd het begin om aan te spreek, wat moet aangespreek word, want die Here wil nie sy kerk net verhoog nie, hy wil die mensdom red, dit sê ons immers so in Johannes 3, hy sê dit baie tyd, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gee, sodat niemand verlore mag gaan nie, maar dat almal die ewige lewe kan erwe. Is daar vanaand 'n man en 'n vrou wat sal sê, ek sal gaan vir die Here. Ek sal vorentoe beer vir die Here. Ek wil net vir jou so 'n bietjie slegte nuus meedeel. Paulus sê vir Timoteus die volgende. Ek gaan dit net vinnig vir jou aanhaal. Hy sê die laaste dae sal daar baie swaar tye kom. Hy sê maar die mense gaan liefhebbers van hulle self wees. Hulle gaan geldgieriges wees. Ag, Here, tog groot praters, trotse alstaars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Ja. Ons mag nie praat oor daai en die ouers word kwaad as jy vandag sê hulle kinders is ongehoorsaam. Ek wil vir u iets vertel.
Suid-Afrika val by die opvoeding van kinders. Hoor baie mooi. Het jy al gesien, hoe kan 'n klein seentjie van 6 en 7 tantrum as sy ma selfoon by hom vat? Gee die was vir hom liefie, dan sy stil. Ek kan onthou, my pa het my op 'n ander manier stil gemaak. Ja, nee. Lekker. Pastoor, jy mag nie so praat nie, dan gaan ons toesluit. Ek sê nie rand jou kind aan nie. Wat ek by dit net sê is goeie, geordende, goddelike dissipline. Amen. Is nog aan die orde van die dag. Papa, jy mag nog jou kind se selfoon vat. En vir hom sê, tot jy luister. My dogters was groot. Daai jare was die Blackberry. Wie van u kan die ou Blackberry foon onthou? Ja, dit was die grootste irritasie. Want dan BBM hulle mekaar. Ek weet tot vandag nie wat dit BBM beteken. Dit vir my is al gesê BBM is ek sommer gewig gewees. Dan sê ma vir sy sê nou maar tik. Ek vinger kies uit so. Dan sê hulle ma vir doen as ek nou gaan, dan sal maar sê nou, mama. En eendag toe staan ons so besig gestoel het op verby toe vat ek altyd sy selfone en ek gaan sny dit in die kluis toe. Ek sê vir die volgende 3 weke het julle nie 'n selfoon nie. Maar het 'n sagte hart. Hierna so 'n week en 'n half kom ons my sussie by hoor so. Ag, kan sy maar die kinders vertel vir hulle terug en sê nog 3 weke in die kluis. Nou so 2 of 3 weke kom hulle by my sê, pa, kan sy maar selfoon kry? Sê nee, nog 3 weke in die kluis. Die langer die kort is, die selfoon het vir 6 maande in die kluis gelê. Maar tot vandag toe, weet my kinders wat dit is om respek te betoon en nie 'n selfoon voor te hou. Ekskuus, dis net een ding wat ek as 'n voorbeeld kan gebruik. Die nuutste is, hoor gou mooi. Ek hoor daar in die Kaap kom iemand by my sê vir my, pastoor, ek kan nie kerk toe kom Sondag nie, ek moet aan die hondjies kyk. Sal die Here ons help, ek is baie lief vir diere. My vrou ook, sy is met my getroud. Jy kan God nie verruil vir die dieregemeenskap nie. Want jy kan nie met 'n diergemeenskap hou soos met God nie. Hoor gou mooi, ek mag dalk op 'n toon of 2 vanaand trap. Here seën jou. Ek het nie per Rodepoort gekom om geliefd te wees nie. Ek het gekom om te hoor wat die Here vir u te sê het. Die geheim is, ons kan nie meer goed voorhou nie. Ons sal op ons plek moet begin staan, want God soek ons op ons plek. Hy soek die mense, moet sy plek begin volstaan. Hy soek die mense, moet begin toetree tot die stryd. Want 2026 gaan 'n behoefte na God hê. En as die kerk van die Here nie in die midde van die stryd gaan staan nie, gaan die wêreld verlore raak en die aanklag gaan na die kerk toe kom. Die aanklag gaan na die kind van die Here toe kom. Want ek het onder julle gesoek. En ek het niemand gekry nie. Dis 'n wonderlike wêreld. Hy sê die wêreld gaan sonder natuurlike liefde wees, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed. Sonder liefde vir die goeie. Hy sê hulle gaan verraaiers wees, hulle gaan roekeloos wees, hulle gaan verwaand wees. Hy sê hulle gaan meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God wees. En ek wil vir u vandag sê, ek het dit gesien in vele plekke in die land, dat genot geniet meer aanklank in baie mense se huise as wat God geniet. Sit die Here weer eerste. Maar dan sê Paulus vir Timoteus, hy sê julle gaan te doen kry met mense wat die gedagte van godsvalligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Kerk van die Here, sal die Here ons help dat ons nie ons krag verloor nie. Waar lê ons krag? Op 'n Sondagmôre, op 'n Sondag-aand, op 'n diens soos vanaand, waar ons die Here kan aanbid en kan verheerlik. Ja, dit is daar. Dit is daar. Maar weet jy waar lê die woord van God werklik?
Weet jy waar lê die waar die krag van God werklik geopenbaar moet word? Op die markpleine, in die winkelsentrums, in die werksarea, in die teekamers van jou werksarea, op die pad, in die plekke waar jy moet gaan aankope doen om voorraad te kry. Dis waar die krag van God werklik geopenbaar word. En dis waarvoor die Here vanaand met sy kerk praat en sê, vat Jesus as 'n vriend. Vat hom as 'n maat en begin uitstap. Vat hom as 'n vriend en begin deurstap en begin vir die Here oorwinnings te behaal. As jy daar by jou werk kom en jy weer daai onheilige, daai bestaan, jy kry daai persoon wat as jy hom sien, dan weet jy hierdie ou is net daar om vir jou moeilikheid te gee. Jy ken hulle mos, jy sien hulle mos. Weet jy, ek moet jou iets vertel, daar's wapens in die kind van die Here. Wag tot hy van sy stoel afstaan en gaan stap jy daar by sy stoel verby. Sê, Here, ek bid vrede oor hierdie stoel. Here, ek bid oorwinning op hierdie stoel. Here, ek bid, U maak hierdie stem wat so deur hom praat, maak dit gestil. Jy sien, kind van God, ons beweeg op 'n gevegsfront wat nie meer is soos wat ons dit geken het in die verlede. In die ou dae het jy sondaande diens gehad. Kan jy onthou wat ons het genoem? Dit was 'n evangeliediens. Dis waar al die sondaars kerk toe gekom het. Dis waar mense hulle kerk toe gebring het. Dit bestaan nie meer nie. Dit is nie meer daar nie. Kan ek jy iets vertel? Die grootste gevegslinie is waar jy elke dag jou voet neersit. God wil homself openbaar in 2026. Maar as ek soek 'n man, soek 'n vrou. Daar by die universiteit soek 'n jong girl, soek 'n jong man, wat ten spyte van al hulle genotvolle lewens kan sê, ek sal staan vir die hart en die saak van die Here. Jong seun en 'n jong dogter op skool wat sê, ek sal nie opgee nie. Jesus is die naam van my Heer en my vriend. Ek sal nooit vergeet. Ek was in die weermag en na weermag het ons altyd 3 maande kampe gedoen. En ek word opgeroep vir 'n 3 maande kamp Elsharstoon. Want tussen al die manne, tussen ek 'n lekker bok vir sport en ek staan die dag daar in die ry en ek gaan lekker aan en ek gee seker knoopwoorde en ek weet nie wat so goed is onder andere noem ek die naam van die Here uitdelik daar. En daar staan 'n ouetjie voor my, maar 'n vreeslike rustige bedeesde, want hy lyk of hy nie 'n vliegtuigskade aan doen nie. Maar hy draai om en hy kyk my in my oë en sê, nooit weer sal jy daai naam voor my gebruik nie. Ek het nie woorde gehad nie. Weet jy hoekom nie? Ek ken God. Maar toe tussen die boys kom, toe praat ek soos hulle praat. En dit is 'n eenvoudige mannetjie. Wys my, ek het my kop in skaamte laat sak en ek het uitgeloop. Ek het later na hom toe gestap en vlek vir hom ek vra groot versoek. Ek het groot geword met dit. En hy het dit nie sagkens gedoen nie. Hy het dit in die ry gedoen, in die menasie van die weermag. Terwyl ons in die tou gestaan het vir kos en almal het stil geraak om my. Ek het die grootste les van my lewe geleer. Weet jy wat soek ek vanaand? Net weer 'n man en 'n vrou wat dit kan doen. Net iemand wat kan opstaan. Ek hoor die getuienis pastoor Willie Oosthuizen wat saam met my Pastoor Marie se broer wat saam met my in Louis Trichardt was, vertel vir my van pastoor Tommy Matthuysen in Louis Trichardt. En pastoor Tommy, hy het 'n vreeslike harde, luide stem gehad. En hulle staan by die 7-Eleven kafee daar bo, daar by die Toyota garage in Louis Trichardt. Staan hy en broer Willie, staan hulle in die winkel. En die ou Griek agter die toonbank gaan verskriklik aan. En hy vloek en hy praat en hy sê so 'n bietjie so onder die wingerdstok. So 'n bietjie warm in die are en goed en hy praat bietjie baie. En hy gaan verskriklik te kere. En op 'n tyd toe sê Jesus en God en hy gaan te kere dan alles. Die broer Willie sê vir my, pastoor Tom, jy het doodstil gebly, nie 'n woord gesê nie. En toe sê goed so op die toonbank neersit, toe sit hy net so 'n bietjie harder as normaal weg neer. En hy sê vir hom, never will you talk like that again.
It's my God you're talking about. Sê daai man, het die wind het sy seile uitgeskrik. Nou as jy vir hom Tommy geken het in sy jonge dae, hy was nie bang vir dit nie. Hulle sê vandag dat hy nooit weer as om Tommy en hy wil kom as hy doodste. Sê jou voort nie. Vandag lag ons as mense sommer 'n vinnige dingetjie hier verby sien. Ag, weet jy, ons gaan nou nie oor dit val nie. Dis die naam van my Heer en my vriend. Dis die naam wat nog verlossing bied. Dis die naam wat verkondig moet word. Jy sal vervolg word, want Jesus was vervolg. Maar jy moet staan, want as die Here terugkom en hy sê, ek het 'n man gesoek, en jy was nie op jou plek nie. Weet jy kan 'n skrif gaan lees, die laaste deel van daai skrif in Jesegiel, hy sê, en daarom het ek teen die volk oorlog gevoer. Die Here soek net 'n man en vrou wat sê, ek gaan staan. 2026 moet geken word aan helde en heldinne vir die naam van die Here. Jy moet nie stiller raak nie, jy moet meer praat. Jy moet nie begin vaag wegraak nie, jy moet meer vrymoedigheid kry. Jy moet iets by, ons wil so graag vir al die ouens wat die woord ken, wil ons elke Sondag woord preek. Ons preek nie meer vir die Sondags nie. Ons berei ons voor om met die kerk te praat en nie meer met die Sondag. Manders, almal kyk my snaaks aan vanaand. Moet dit doen nie. Hoor wat die Here vanaand sê. Dit is tyd. Dis tyd. Dis tyd dat ons vorentoe stap. Dis tyd dat ons sal uitstaan. Mag die Here vanaand hierdie woord vat. Mag die Here vanaand hierdie boodskap aan die harte toe vertrou. Mag u hier uitstap en sê, Here, 2026 gaan vir my 'n baanbrekersjaar wees. 2016, kyk ons ons altyd hierdie ding. Ons het ek en my vrou al geleer, ons hou op met dit. Wat sou nie meer as voornemens nie om gewig te verloor. 2026 gaan ek fiks word, ek gaan gym toe gaan, ek gaan rondhardloop en ek gaan al die dinge doen, en ek gaan bietjie fit word, en ek gaan al die dinge, dit moet volgende jaar, ek wil jy nou iets vertel. Gee daai voornemens uit. Raak vrymoedig vir die Here, en jy gaan agterkom, jy gaan swaar dat jy gaan sommer selfgewig verloor. Want hoe meer jy vir die Here begin beweeg, hoe meer jy aktief in die hand van die Here raak, hoe vinniger gaan jy agterkom, die lyfie word op kleiner. Daar is 'n liedjie wat sê, Jesus is die naam van my Here en vriend. Jesus is die naam wat verlossing bied. En sy naam is krag, oorwinning dag na dag. Sal die Here ons help dat ons hierdie woorde vanaand saam sing. Maar dat wanneer ons hier uitstap, ons sal uitstap as manne en vroue wat bereidwillig is om 'n muur te bou, wat bereidwillig is om weer 'n Sondag se naam voor die Here te doen. Jy ken ons, jy het sekere familie, jy ken hulle, maar jy praat nie van hulle nie. Jy kan maar met die Here praat van hulle. Jy kan maar hulle name noem, want dis Jesus wat werk. Dis Jesus wat gaan indring in hulle denke en hulle wese om 'n verandering te bring. Kom ons staan, ons sing daai liedjie saam.